Hallo en welkom hier by Farmspace. Vandag is ons hier by RP Limpopo Kongres vir 2025. En iets wat my baie in die hart krap is as mense op die plaas is en ons daai gevoel in jou hart van wat kyk vir my, wat gaan aan. Vandag praat ons 'n bietjie met Matt en hy gaan ons 'n bietjie meer vertel oor die oplossings wat hulle gekry het om die boeregemeenskap op die einde van die dag veiliger te maak. Hallo Matt, hoe gaan dit? Goed, dankie. So verduidelik vir my 'n bietjie van, ofwel vertel vir my 'n bietjie van Advanced Monitoring. Wie is julle, hoe het julle begin en hoe het julle gekom tot waar julle vandag is? Advanced Monitoring is so 13 jaar oud en ons het begin met die normale monitering van huise en besighede, want soveel mense het kameras, maar niemand monitor dit nie. So die misdaad, die doel van die kamera is nie om te wys wat is of wie jy goed gesteel nie. Die doel van die kamera is om te verseker dat jy dit kan voorkom om gesteel te word. So ons het gegaan en ek het 'n beheerkamer begin stig wat die monitering, die voorkoming van misdaad deur kameras doen. Daar is verskeie mense wat gewone alarms doen. My alarm is 'n prentjie. So ek gaan kyk spesifiek na die prentjie gedeelte en die voorkoming daarvan om die persoon weg te hou uit jou perseel uit voordat hy jou skade kan berokken. Iets wat jy baie sê wat my nogal redelik prikkel is die feit dat jy praat van voorkoming en nie reaksie nie. Baie van hierdie sekuriteitsmagte soos, ek gaan nie name noem nie, maar ons almal ken hulle, dis reaksiemagte en nie voorkomingsmagte nie. Verduidelik vir my 'n bietjie watse tegnologie het julle veral in plek? Jy het iets genoem van julle thermal tegnologie en iets wat vir my bitter interessant was wat ek nog nooit van gehoor het was die RFID. Ek ken RFID as hy werk op 2 cm taggie op bese oor. So verduidelik vir my 'n bietjie meer oor hierdie tegnologie en hoe dit integreer met julle stelsels. Die thermal kamera is eintlik 'n wonderlike toestel want jy kan soveel verder kyk met soveel meer akkuraatheid. Ek kan nie vir jou sê hoe lyk jou gesig nie, maar ek kan vir jou sê ek weet hoeveel mense kom na jou land toe of na jou besigheid toe en dan kan ons sien dis waar die reaksieeenheid inkom. Dis die voorkomend. Ons het wel toerusting waar ons klank by sit, ons het waar ons die alarms afsit. So wanneer 'n persoon naby heining kom dan trigger ons die alarm en hierdie mense begin wat gaan nou aan. Hy is nie eens by die heining nie, maar die alarm hardloop al. En of die reaksieeenheid is al reeds op pad of ons praat met hierdie persoon. Ons sê vir hom ons kyk vir jou en dat die sielkundige effek het altyd 'n baie goeie 'n hoë persentasie van sukses. Amper soos 'n skok van wat gaan aan? Wie praat nou met my? Dis presies en dit werk. Ek glo aan die sielkundige effek. En dan die thermal kamera wys vir my op 'n baie lang afstand, hier's iemand op pad na my heining toe en dit is wat vir my belangrik is. Ons het al op persele plase opgepas waar ons kan sien. Hier loop die bees. Daar kan jy duidelik sien, hier loop die jakkals in die volgende oomblik. Dan daar kom maar 'n persoon in en jy kan dit baie ver sien afhangende van die tegnologie van die kamera wat jy gebruik. Kan ek vir jou tot op 1 kilometer, 1,5 kilometer maklik kan ek vir jou sê as daar 'n mens loop. Die RFID is 'n Suid-Afrikaanse produk en dit is waarom ek so trots is op my volk, want hulle het gaan sit en kyk, alles kom nie van China af nie. Hierdie kom van Suid-Afrika af. Hoe kan ons as Eskom sê ons het load shedding, dan werk die netwerke nie, die torings is af daar buitekant. Hierdie RFID werk met 'n langdistansie frekwensie wat nie gejam kan word nie, want elke toestel of elke tag wat jy het 'n dubbel frekwensie in. Ja. So hulle kan nie inkom met 'n GSM jammer. Hulle kan maar inkom met 'n GSM jammer. Hy gaan my nie affekteer nie want ek werk heeltemal op ander frekwensies. Ek gaan gerus op GSM. Dit is jou selfoonnetwerke. Okay. So dis jou 5G, jou 4G daai tipe. So hierdie ou kom in hulle blok dan met 'n scanner hierdie frekwensies dat hulle kan steel, laat die alarms nie uitgaan nie. Okay. En nou plaat dit my nie. So wanneer jy nou kom met daai en jy begin vroetel aan my heining en jy begin kaste van pompe wil ooppak. Die vibrasie van die toerusting sê vir my en soos ek sê van die tag af tot by my high site as ek 'n line of sight van tot 28 km en hy is ligte vibrasie dan sal ek weet daarso is mense. So jy stel die tag se sensitiwiteit om te kan sê hy moet akkuraat wees. Okay, so om seker te maak dat die wind hom nie trigger of iets soos dit nie, maar dat dit wel 'n abnormale beweging is. Ja, okay. Dis spesifiek. Iets wat jy het dit ook genoem wat vir my baie interessant was, is jy het gepraat van die black screen principle. Ja. Verduidelik bietjie vir die mense wat presies bedoel jy daarmee en as ek dit reg verstaan is dit 'n konsep van die persoon kyk na 'n swart skerm as hy nou monitor. Ja. En dan jy brei vir my 'n bietjie daaroor. So dis wat ons doen nou, jy sit met ons het oor die amper 1000 kameras. En waarvan die helfte op Avalytics is. So ons gaan kyk nou as ons na 'n perseel toe kom of dit 'n plaas, 'n huis, maak nie saak nie is, gaan ons kyk na die sensitiewe kameras. Ons sit dit op die artificial intelligence, op die AI, so as iemand daar beweeg,
dan kom hy op my skerm op. As daar nie beweging buitekant is nie, wat 99% nooit gebeur, daar's altyd beweging, dan is hy swart. Maar as hy opkom, dan sê hy vir my human behavior of vehicle, dan kan ek sien daar's iemand op pad in. Ons kyk altyd 'n paar ekstra kameras en ons vra nie kostes vir dit nie, op elke perseel, om die beheerkamer se mense is opgelei in human behavior. So hulle hou lyfstaal van die verdagtes dop. Maar nou kyk ek 'n paar ekstra kameras by jou huis of by jou besigheid. Jy betaal vir 5, want dis die kritieke kameras, maar nou gaan Pietie en hy gaan nou na kamera 9 toe, maar ek kyk dit tot by kamera 8. So ons kyk om vir die operateur 'n holistiese beeld te gee, trek ons 'n paar ekstra kamerakies in, hy's daar op live. As hy hier uitpop, dan kan hy direk sien, maar nou kom al by die perseel ekstra beweging en ons kan dan die nodige mense uitstuur om dit te stop. So met die beweging, basies hoe ek verstaan is, dis hierdie hele groot muur van kameras en dan met die beweging trek hy hom vorentoe, voor die kamera se oë en dan weer die persoon wat staan en kyk, okay, hierso moet hy nou 'n bietjie makliker oplet. Presies, ja. Want dit is ook iets wat ons baie wonder is, daar's al hierdie kameras, maar hoe weet hy waar om op te fokus en daar maak dit dan vir ons baie duidelik. Ons gebruik spesifiek gevorderde AI, Artificial Intelligence. Die algoritmes is geskryf om valse alarms te verminder. Soos jou bokke of jou jakkalse of jou daai goeters. Daai tipe goed, ons kry dit nie. So net as daai mens, en hulle studies is al gedoen dat Hobbian hardloop verby, hulle leer die algoritme, hy tel hom nie op nie. Maar as mense kan dan verbyloop, hy het 'n ander algoritme hoe hy beweeg, dan tel hy hom op en hy stuur vir jou die sein. So ons almal het in die kleuterskool geleer, voorsorg is beter as nasorg. En as dit kom by jou veiligheid, is dit baie beter om seker te wees voor die tyd en seker te maak dat al die sisteme in plek dat hy nie eers by jou kan uitkom nie. Hierdie is 'n ongelooflike ding wat nou besig is om op die mark te kom. Hou dit bietjie dop. Dis Farm Space oor en uit.